Dis vir my wonderlik om weer met u te praat oor die onderwerp van rentmeesterskap. Rentmeesterskap oor spraak is die spesifieke onderwerp wat ek wil aanraak vandag. Jy mag dalk nou vir jouself vra of vir my probeer vra nou maar Jan, wat op aarde het rentmeesterskap met spraak te doen? Dan wil ek onmiddellik vir u sê dat ons as kinders van die Here verantwoordelik is vir wat ons sê, hoe ons dit sê en waar ons dit sê en teenoor wie ons dit sê. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die liggaam van die Here om ons spraak goed te bestuur. Genade het ons vrygemaak, maar genade het ons nie bevry van ons verantwoordelikheid in die liggaam van die Here nie. Dis nie 'n nuwe probleem waarmee ons sukkel nie, dat mense se monde los is en sommer lukraak oor mekaar praat nie. Dit was al reeds 'n probleem in die vroeë kerk en Jakobus spreek dit aan. Kom ons gaan lees dit in Jakobus die 3de hoofstuk. Ek lees vir u vanaf vers 10. Hy sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. En dan sê hy, dit my broeders, hoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Dan gaan hy aan in vers 12 en hy sê, 'n vyeboom kan tog nie olywe voortbring nie, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Ek dink, u stem saam met my en ek is oortuig daarvan dat die woorde wat mense spreek en dat jou woorde openbaar wie jy is, wat jy glo en in wie jy glo. As kinders van God is dit belangrik om te besef dat ons verantwoordelik gehou geword vir elke ydelle woord wat ons spreek. Jesus sê dit in Matteus 12 vers 35 en ek lees weer vir u. Hy sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Ek dink dis amper dieselfde as 'n fontein wat nie brak en suiwer water kan voortbring. Of jou hart is suiwer of jou hart is nie suiwer nie. En dan kom jou woorde daaruit voort. En hoor wat sê hy? Hy sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Ek wil vandag spesifiek met u praat oor laster, oor dat 'n ernstige probleem is in die liggaam van die Here. En laster is 'n giftige en 'n vernietigende mag wat Satan juis gebruik as sy hoofvernietigende strategie om verhoudings te skaad en die missie van die kerk te ontspoor. Ons moet dus met paraatheid daarteen begin waak om kwaadspraak as 'n sonde nie meer in ons lewens toe te laat nie. Omdat die skrif bloot waarsku teen kwaadspraak. Ek dink die rede hoekom die skrif dit verbied is eenvoudig, want God haat kwaadspraak en jy kan dit maar gaan lees in Spreuke 6 vers 16 en vers 19. En hy haat dit omdat dit boos is en hy haat dit omdat dit mense vernietig vir wie hy lief is en hy haat dit omdat dit sy werk vernietig. En dit is dan verseker, dink ek, die rede hoekom Paulus kwaadspraak lys as een van die sondes in Romeine 1 vers 30. En dan sê hy verder in vers 32, dat ons wat die verordeninge van God goed ken, weet dat mense wat dit doen, die dood verdien. Maar nie net hulle nie, maar ook die wat hulle goedkeuring gee, deur daarna te luister. So waak daarteen om 'n oop oor te hê vir skinder en kwaadspraak, want jy's onder dieselfde oordeel as die een wat die woorde spreek. Want kwaadspraak is om te steel. Jy's 'n dief wanneer jy kwaad spreek. Waardevermindering of ontwaardiging is die hart of die middelpunt van kwaadspraak. Dis hoekom dit boos is. Wanneer jy kwaad praat van iemand, verminder jy daardie persoon oor wie jy praat se waarde. Of jy verminder die waarde van die instansie waaroor jy laster. Ek wil net
graag vir u Spreuke 22 vers 1 aanhaal, om die stelling wat ek so pas gemaak het te verduidelik. Hy sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud. Ek dink in hierdie konteks van die skrif verteenwoordig die persoon se naam sy karakter. En karakter is verseker jou mees waardevolle kommoditeit omtrent jou identiteit. 'n Goeie naam is wie jy is of wat jy is in die oë en gedagtes van ander mense. En sien dit daar in verhoudings handel gedryf word met die ruilmiddel van vertroue en guns, word jou reputasie jou kosbaarste besitting. Besef dan dat die hantering van 'n ander persoon se reputasie is deel van jou rentmeesterskap en jou verantwoordelikheid om nie oor 'n persoon sleg te praat nie. Wanneer jy 'n persoon se naam op jou lippe neem, word jy rentmeester van 'n skat wat aan hom behoort of aan haar behoort. En as jy skade doen aan daardie persoon se reputasie, deur hom of haar onregverdig te beswadder of te besoedel, steel jy die persoon se goeie naam. You are vandalizing that person's character, and this causes very real and sometimes long-lasting damage to people. En ek het agtergekom in my lewe dat dit baie lank vat om 'n naam wat besoedel is te herstel tot waardevol. Die feit dat God dit haat, kwaadspraak, en ons verantwoordelik genhou as rentmeesters van ons spraak, dink ek behoort dit ons aan te moedig vandag om ons rentmeesterskap oor ons spraak ernstig op te neem. En as jy enigstens skuldig is aan hierdie sonde, moet jy dit as 'n sondelas aflê en ontslaa raak daarvan. Hoor wat sê Petrus. Hy sê in hoofstuk 1 vers 22 en 2 vers 1, hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En dan kom hy in hoofstuk 2 en hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Mag die Here u seën in u rentmeesterskap van u spraak.